Oesters, Aphrodisiac en dans op grondpaaie, deel 2. By die George lughawe met die majestie en die glorie en die heerlikheid van die Outeniqua berge in die agtergrond, was hy weer eens die perfekte gentleman. Ek kan rustig sit, be stil, terwyl hy die malle aanpak van om 'n huurmotor te reël. Dis soos die koffie-oomblik, die Vida koffie-oomblik. Dis déjà vu van wees rustig en stil. Hy sal die werk doen. Daardie oomblik sal homself herhaaldelik herhaal. Dis amper asof hy al die slep en al die werk op sy skouers wil neem en net vir my die lekker venstersitplek oomblikke wil gee. Hoe spesiaal is dit? En weer eens is dit iets wat ek vir die eerste keer proe. Net om volkome te surrender. Daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ek het dit begin proe. En dit proe yummy. Please sir, may I have some more? En so op hierdie punt begin die Elysian blessings. Hy het 'n Paula geboek. Ons is ge-upgrade na 'n super sexy, laat die koppe draai Mercedes. Later vertel hy my dis sy droomkar en ek stel voor dat dalk is dit God se manier om vir hom hemelse voorgeregte te gee van die Jeremia 29 vers 11 oomblikke wat God nog vir hom beplan het. Dis die tipe lewenstyl wat God vir ons beplan het. Wonderlike planne, planne van voorspoed. En dis die manifestering van die Filippense 4 vers 6. Maar laat julle begeertes in alles deur gebed bekend word by God. Begeertes, aka sexy, koppe draai, silwer Mercedesse. En so begin die avontuur in die Suid-Kaap, die tuinroete. Ons begin by die strand, Haraldsbaai, hier is ons. Hy wys my Ernie L se huis op klip gebou. En net daar bid ek saggies. Here, laat alles wat ek van hier af bou ook op 'n rots gebou wees. Ek is moeg gebou op sand. Ek wil ook nou 3 verdieping huise bou op rots. Matteus 7 vers 25. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het nie geval nie want sy fondament was op rots. Want ek besef die storms gaan kom, die winde gaan kom, maar dinge, verhoudings wat op rots gebou is sal nie val nie. Ek wil rotshuise bou en die see die bekoring. Voordat ons weg was, het ek die stukkie gaan opspat van Caleb. Daar was konflik in die kamp, die Israeliete se wilderniskamp. Joshua, Caleb en Moses was aan die een kant en die ander 4 miljoen Israeliete was aan die ander kant. Maar but God. Toe het die glorie van God oor die kamp gekom en daar was vrede. En ek het gebid voordat ons weg was. Here, wat was u glorie, u heerlikheid, u kabod in Hebreëus wat oor die kamp gekom het? Wat presies was dit? En na my kuiertjie in die Kaap het God se kabod gesien en ervaar. Maar nou nog minder as voor die naweek weet ek nie wat dit was nie, maar die verskil was daar. Hier diep binne in my, die vrede, die konflik is nou verby. Die winterperiode is nou verby. Die lente het aangebreek. Selfs my vriendinne, my hartsissies het vir my gesê na die tyd, jy was stil, jy het min foto's gestuur. En nou weet ek hoekom, want dit was nie iets wat ek kan beskryf nie. Nie iets waarop ek my vinger kan plaas nie. Dit was nie net die berg nie, dit was nie die see nie, dit was nie die huis op die rots nie, dit was alles saam, die kabod van God, wat dit vir my verduidelik het, wat my 'n veranderde mens laat terugkom het. Die kabod wat die Victoria watervalle trane diep vanaf my, wat diep laat uitstroom het, om my te verander, om my te vernuwe. Nou nog kan ek nie beskryf wat dit was nie. Wat was die kabod nie? Ek kan net die ripple effek sien wat dit laat verander het in my lewe. Jy sê jy is klaar met liefde en met omgee. Jy sê dit vat die beste uit jou uit.
Jy het als gegee wat jy gehad het. Is jou eensaamheid 'n feit? Dit hang nog in die skadu's van jou woorde. Dit lei nog soos die klokke in die nag. Dit speel nog in die hoeke van jou oë, in jou kuiltjie as jy lag. Dan land daar 'n engel, en als wat jy dink jy geweet het, is verkeerd. Sit die ligte aan op jou aanhoopbaan, want 'n engel soek 'n plek om in jou hart te land. Sit die ligte aan op jou aanhoopbaan, want 'n engel soek 'n plek om te land. Sit dit aan. Ek het jy los 'n stukkie van jouself by elke plek wat jy besoek. Op Oubaai sal ek verseker 'n groot deel van myself wil investeer. Oubaai is die plek van drome. Dis waar drome manifesteer op ons Afrika rooi grond. Ernie Els het gedroom van sy signature golfbaan. My toergids held het gedroom vir jare vir 'n huisie by die see op 'n golfbaan, en dis waar sy adres nou is, op Oubaai. Daar is hierdie woord wat dit beskryf. Kyroclasm, when lifelong dreams are brought down to earth. Dis wat ek hier sien by Oubaai. Uit die Nikwa-berge na die weste, die see na die noordooste, en sy vingerafdruk is die toegang na Oubaai, en die hekke gaan oop, die boomhekke na die plek van drome, ingekleer met God se beste, berge, see en wêreldklas golfbane, hemels, Elysian, daardie wowee oomblikke. Tussendeur moet hy werk en ek kry daardie silence is golden oomblikke, daardie oomblikke van reflekteer en net tot verhaal kom, terwyl my uitsig fenomenaal is. Nadat ons ingesettel is, gaan ons verken, uit op 'n leeu, ja, ons is nie bang nie. Ons begin oos te ry in die rigting van Knysna, terwyl die musiekkeuse nog steeds keer op keer my verras en my beïndruk, my tot verhaal ruk. Hierdie reis het ons uitgevoer het, hier in een van die mooiste dele van Suid-Afrika, het ons oor die 600 km gery oor 3 dae. En elke keer was die musiek en die geselskap so hemels. Daar is hierdie woord, Uleka, awareness of how few days are memorable. Maar eintlik op hierdie punt soek ek 'n ander woord, want ek weet elke liefdesgesprek wat ons gehad het in daardie sexy silver Mercedes was memorable. Kan ek nie elkeen van daardie gesprekke so helder onthou nie? Hoekom het ek nie meer notas geneem nie? Hoekom het ek nie sommer die hele 4 dae gerekord nie? Eendag as ek groot is, wil ek dit doen. Wanneer ek met vakansie is en sulke wowie gesprekke hê, wil ek dit alles rekord om net oor en oor te beleef. En jy het hierdie liedjie van Painting a Memory. Dis wat ek nou wil hê. Of dalk, net dalk, is dit die mystery, die kabot, die heerlikheid van God. Dat ons net dood eenvoudig nie alles kan rekord of kan label nie. Sommige dinge is net 'n proses. Voor die naweek het ek die film Collateral Beauty gekyk. Ek het dit indulge. Die proses van hoe die persoon deurgestoei en gewerk het deur 'n groot trauma. Dis hoe ek ons gesprekke sien, maar die pragtige simfonie klanke ervaar het. Dit was 'n proses van werk deur dinge. Indien ons 600 km gery het, beteken dit was 6 ure in die kar. As elke liedjie ongeveer 5 minute is, beteken dit ons het ongeveer 72 liedjies geluister. 72 keer wat ek waarskynlik gesê het, "Oh, wowee," net oor die musiek, want elke liedjie was 'n heerlike simfonie in my ore. En my woord van die begin van die jaar was Elysian. En ons musiek alleen wat ons saam gemaak het, was vir my super Elysian.
derde video sal binnekort volg.